Goeiedag graad 5. Ons gaan vandag kyk na optel en aftrek. Met ander woorde, sommetjies wat soos hierdie lyk. Nou ek weet, almal van ons het nou al tot dusver alreeds optelsomme gedoen en aftreksomme gedoen. Maar waar lê ons grootste probleem? Kom ons gaan kyk gou eers na optelsomme en hoekom ons dalk sukkel met 'n optelsom. Goed, optel. Die probleem met optel is dat, kom ons skryf gou eers vir ons 'n optelsommetjie hierso neer. Ons sê ons gaan 5300, kom ons maak het 42 plus so, kom ons maak 'n sommetjie van 5342 plus 245. Nou die probleem wat ons het om altyd optelsomme te doen, is dat ons doen dit altyd, of ons skryf nie noodwendig altyd ons plekwaardes netjies onder mekaar nie. Nou wat bedoel ek as ek dit sê? Dit is, kom ons skryf ons eerste getal neer, 5342 plus en ons skryf gou ons ander getalletjie neer, is 245 en ons trek ons lyntjie. Die probleem met hierdie optelsom is dat jy gaan moet kophou dat hierdie twee getalle wat ene is moet by mekaar opgetel word. Hierdie twee getalle wat tiene is moet by mekaar opgetel word en daardie twee getalle wat honderde is moet by mekaar opgetel word. Nou, soos jy kan sien, is die probleem dat jy kan maklik teen mekaar raak en laat jy op die ou end die 5 en die 2 by mekaar wil optel en die 3 en die 4 by mekaar wil optel en dan sit jy hierso met hierdie 5 wat tussen hierdie twee getalle staan en jy is self nie seker jy moet dit by die 4, moet dit by die 2 wees en jy begin raai. So met ander woorde, hierdie metode is totaal en al verkeerd. Goed, so kom ons gaan kyk na 'n regte optelmetode. Ons ignoreer hierdie linkerkantste geskrabbel, want dit is die meeste van die tyd waar die probleem lê. Ons skrabbel ook te veel. So, kom ons gaan skryf ons getal korrek neer. Ons het 5342 plus ons 245. Reg, hierdie twee lyne wat jy gesien het wat ek nou daarso, hierdie tweekies getrek het. Graad 5, hulle is baie belangrik. Hierdie boonste lyntjie is baie belangrik. Dit toon vir ons aan dat alle getalle bokant die lyn moet die volgende bewerking mee plaasvind. Naamlik optel in hierdie geval. As ons net onderkant opkyk, is ons hier onderste lyntjie. Dit beteken dat enigiets tussen ons twee lyntjies en waar eindig op hierdie lyntjie, is ons finale antwoord op hierdie som. So onthou, wanneer ons werk skryf, altyd ons twee lyntjies. Goed, kom ons begin optel. Ons het 2 plus 5 en dit gee vir ons, baie mooi, 7. Ons het 'n 4 plus 'n 4 en dit gee vir ons 8. Ons het 'n 3
plus 'n 2 en dit gee vir ons 5. En 5 plus 'n niks gee vir ons 5. Reg, so ons finale antwoord vir hierdie som is 5587. Kom ons doen 'n som onderkant hierdie ene, waar ons gaan kyk, wanneer 'n getal, wanneer ons optel, byvoorbeeld hierso, en ons oorslaan wat ons 'n getalletjie moet oordra, en hoekom ons 'n getal moet oordra. So kom ons skryf vir ons gou weer 'n nuwe getalletjie neer. Ons begin, kom ons maak dit hierdie ronde, 6782. Plus 1491. Ons trek weer ons twee lyne. Goed. Ons het nou weer ons 2 plus 9. En ons eindig met 2 plus 9 is 11. Nou, ek skryf ons 11 eers daar neer, want die volgende stapie is baie belangrik. As ons kyk na ons 11, het ons 1 en ons 10. So met ander woorde, ons skryf ons 1, gaan ons byvoeg en ons skryf ons 1 daarso. Ons gaan kyk na ons 10 en ons 10 gaan ons nie byskryf nie, of onder by ons antwoord skryf nie. Ons gaan hom hierbo by 8 neerskryf. En die rede daarvoor is, want dit is 10. En ons 8, wat daar so staan, is ook nie 8 nie, maar 80. Met ander woorde, dis die 10 plus 80 plus 10. Reg, so kom ons doen ons volgende getalletjie se optel. So is 1, wat eintlik 10 is, plus 8, wat eintlik 80 is, maak dit 9, plus 1, maak dit 10, wat eintlik 100 is. So as ons 100, gaan ons nulletjie daarso neerskryf. En ons dra weer ons enetjie oor. So nou raak dit 1 plus 7 plus 4. Dis die maklike manier om die getalletjie in ons kop uit te werk. In werklikheid staan daar 100 plus 700 plus 400. So kom ons skryf gou doen gou hierdie optel. So 1 plus 7 is 8 plus 4 is 12. In werklikheid 1200. Ons skryf ons 2 neer en ons dra weer ons 1 oor. Ook nie eintlik ons 1 nie, ons 1000 oor. So nou het ons 1000 plus 6000 plus 1000. So 1 plus 6 is 7 plus 1 is 8. Reg. En graad 5, dit is hoe ons 'n kolom optelmetode werk. Ons 1 altyd onder mekaar, ons 10 altyd onder mekaar, ons honderde onder mekaar en ons duisende onder mekaar. Ek het wel spesifiek dit nie neergeskryf, ons 10 en ons 1 en ons honderde nie, want teen hierdie tyd moet ons al ons plekwaardes uit ons koppe uit kan ken. So onthou, indien jy gaan sukkel hiermee, skryf dit vir jou tog daarbo by, al is dit net in 'n potlood baie fyntjies, sodat jy altyd al jou 1, al jou 10, al jou honderde en al jou duisende mooi netjies by mekaar het. Kom ons kyk wat gebeur in 'n aftreksom. Reg, by ons aftreksom is dit redelike eenvoudige. Weer moet ons onthou, dat ons moet ons getalle onder mekaar en ons plekwaardes altyd onder mekaar skryf. So as ons gaan kyk na ons sommetjie, kom ons kyk na 'n eenvoudige sommetjie, 4600
87 minus 2125. Onthou ons lyntjie om te sê ons berekening volg en dit is ons finale antwoord. Goed. Ons begin altyd aan die regterkant by ons ene. So ons gaan kyk na ons ene en ons het 7 minus 5 en ons kry 2. Ons gaan oor na ons 10 toe wat eintlik 80 minus 20 is, maar vir maklike som in ons kop 8 minus 2 is 6. Ons beweeg oor na ons honderde toe, 600 minus 100 en ons sê dit makliker vir onsself, 6 minus 1 is 5. En dan die volgende enetjie, gaan kyk ons na ons duisende. Ons het 4000 minus 2000. Om het weer eens vir ons maklik te sê, 4 minus 2 is 2. So daar is ons finale antwoord, 4687 minus 2125 is 2562. Wat gebeur as ons dalk 'n getal het waarvan ons nie kan aftrek nie? Kom ons kyk gou wat gebeur. Ek skryf weer vir ons 'n getal neer. 6200 56 minus 1463. Ons trek weer ons 2 lyne. Goed, nou wil ek hê graad 5, jy moet vir my baie mooi oplet na ons volgende stappe wat ons nou gaan gebruik. Weer gaan ons begin by ons ene. So ons het vir 6 minus 3 en ons almal weet, dit is 'n eenvoudige antwoord, 3. Let wel asseblief daarop. Onthou, maak altyd in 'n assessering, 'n toets of selfs net 'n oefening seker, wat is jou bewerkingsteken? So baie graad 5 gebeur dit, dat julle let nie altyd op na die bewerkingsteken nie, en jy's dalk 'n bietjie oorhaastig, en jy doen 'n plaas van 'n aftreksom, 'n optelsom, of selfs 'n aftreksom wanneer jy 'n optelsom moet doen. So asseblief, let altyd mooi op na jou bewerking. Goed, kom ons gaan aan met ons som. Ons het nou 5, kom ons gaan kyk nou na ons 10e. Ons het 50 minus 60. Makliker gesê, 5 minus 6. En net daar het ons 'n probleem. Ek bedoel, kom ons dink aan, as jy 5 lekkers het, en jy skuld vir my 6 lekkers, gaan jy mos nie vir my 6 lekkers kan gee nie. So wat gaan jy maak? Jy gaan by jou maat gaan leen. En dit is wat ons hierdie geval gaan doen. So as ons praat daarvan, dat ons by ons van ons 5 by ons maatjie gaan leen, gaan ons na ons volgende getal toe gaan. En dan spring ons in plekwaarde. So ons gaan van 10 na 100 toe spring. So indien ons al sulke somme in die verlede gedoen het, die grootste fout wat ons maak is om te sê ons gaan leen ene daarso. Ons gaan leen nie 1 hierso nie, ons gaan leen 100 daar. Om by hierdie 5 te sit, en dit is nie net 'n 5 hierdie nie, dis 50. So met ander woorde, dit is 100 by 50, so dan raak dit 150 minus 60. En daardie som is mos nou baie eenvoudiger om te kan doen. So kom ons gaan en ons
gaan leen ons 100. So daardie 200 raak nou net 100, want ek haal mos nou 100 weg. Ek gaan sit my 100 by my 50. Nou, nie soos in die optel, gaan ons nie nou sê 1 minus 5 minus 6 nie. Hierdie 1 wat nou daarby staan, met ander woorde die 100 wat ons bygesit het, maak hiervan 150. Of in die eenvoudige manier hoe ons hom sien, 15. So ons het vir 15 minus 6, en as ons 15 minus 6 se antwoord gaan neerskryf, baie mooi, gaan ons kry 9. Reg, ons stap aan na ons na ons honderde toe. By ons honderde gaan ons sien het ons 100 en 400. Eintlik is dit nie 1 nie. Minus 400. Goed. Weer het ons 'n probleem. Ons kan nie 100 hê en 400 daarvan aftrek nie. So ons moet weer gaan leen by ons duisende. Nou, onthou mooi wat ek gesê het. Ons trek ons 1000 dood. Daai 1000 raak nou 5, want ons het 1000 by hom gaan leen. Ons sit ons 1000 by ons 100, wat dan raak 1100. So hierdie getalletjie wat daar so staan, is 1100, onthou ons plekwaardes. Hierdie wat daar so staan is nie uitgewerk nie, dit tel nog steeds by. So, op 'n eenvoudige manier van kyk, is dit 11 minus 4. En op hierdie manier kan ons mos nou baie eenvoudig ons aftreksom doen. So as ons kyk, 11 minus 4, en ons gaan skryf hom neer, gaan ons neerskryf netjies 7. Goed, en nou gaan kyk ons na ons duisende. As ons gaan kyk na ons duisende, is dit 5000 minus 1000. Reg, kan ons hierdie een doen sonder om te gaan leen? Ons is 100% reg. Ons het nie nodig om weer te gaan leen nie. Daar's genoeg duisende in ons boonste getal, sodat ons onderste getal kan aftrek. So eenvoudig gesê, 5 minus 1 gaan vir ons gee 4. So, hier kom ons volgende som se antwoord. 6256 minus 1463. En ons finale antwoord op hierdie som is 4793. Graad 5, ek hoop jy verstaan nou bietjie beter hoe ons kolom optel en aftrekmetodes werk. Onthou altyd jou plekwaardes. Ons gesels weer volgende keer in ons volgende video.